Goeienaand op hierdie Dinsdag aand in Februarie van 2025. Ek is besig met 'n reeks oor die slagting van heilige koeie en ek het gister op YouTube en op die Facebook blad 'n bietjie gesels oor wat beteken is ons in die laaste dae. Wat beteken dit om in die laaste dae te wees? En ek het die punt probeer maak dat die laaste dae gaan oor die laaste dae van die ou verbond. So wanneer ons die Bybel lees oor die laaste dae en die dringendheid van die laaste dae, wanneer ons die boek Openbaring lees, dan gaan dit in die eerste plek, sover dit my aangaan en sover dit baie ander Bybelkommentators aangaan, oor die feit dat daar 'n oordeel oor fisiese Israel was. Wat God selfs na die opstanding van Jesus nog vir 40 jaar teruggehou het, want God wou nie hê dat enige iemand verlore moet gaan nie. Dat enige iemand deel moet hê aan hierdie ongelooflike groot verdrukking wat gekom het vir die Joodse volk, vir die Israeliete, vir Jerusalem. Maar uiteindelik in 70 na Christus het God se agent, die Romeinse leers, die logiese konsekwensie van verbondsverbreking het op Israel se hoofde neergekom. Net soos hulle gesê het, laat sy bloed maar op ons hoofde neerkom, op ons en ons kinders, want ons aanvaar hom nie, ons verwerp die Messias. Ons glo nie hy is ons Messias nie. Hy is te sag, hy is te kontroversieel, hy bring skeiding, hy's 'n wat is die gewilde uitdrukking wat hulle gebruik? He's a divisive person. Jy weet, jy mag mos nie verdeeldheid bring nie. Terwyl Jesus gesê het, hierdie evangelie, hierdie koninkrykswoord wat ek bring is, gaan nie noodwendig vrede bring nie, dis 'n swaard. En dit bring skeiding. Maar dit is ook die evangelie van vrede, as dit reg verstaan word. Maar in baie huise, in huisgesinne was daar twee spalt. Sommige het hom aanvaar, sommige het hom verwerp. Die meeste het hom verwerp. Maar daar was 'n oorblyfsel, prys die Here. So, ek wil net iets uitlig wat ek gister in my boodskap, wat bietjie lank was, maar ek voel ek het nie heeltemal reg laat geskied, en ek het beloof om 'n bietjie meer daaroor te praat ook. So, dit gaan oor die dag van die Here, dit gaan oor die hele gebruik van simboliek, metafore en hyperbole. Die hyperbool is baie keer 'n metafoor, is iets wat vergelyk word met iets anders, maar dan ook in oortreffende trap, eintlik in oordrywende trap, sodat die punt gemaak kan word. Jy sal dit sien wanneer ons nou hierdeur werk. En ons moet die skrif so verstaan. Maar oppervlakkige mense en oppervlakkige teologie vat hierdie goed en maak dit materiële goed, maak dit fisiese goed, maak dit dis hierdie wêreld waarvan die Here praat, dis hierdie skepping, dis hierdie son, die son wat ons sien in die maan. Hulle verstaan nie dat dit is metafories en hyperbolies en simbolies gebruik deur die Here. So sien ons dat die dag van die Here, wat baie keer ook gesien word, is die koms van die Here. Waaroor ek heel wat meer gaan sê later, die Griekse woord parousia veral, of die openbaring van God. So God het hom self op verskillende maniere openbaar. Ons kan dit so stel, God het op verskillende maniere in die Ou Testament veral gekom na hierdie aarde toe, om oordeel oor mense uit te voer, oor nasies. En dit is waarna ons so vinnig gaan kyk. Ek kan nie na al die voorbeelde wys, maar daar is heel wat meer as hierdie 3 of 4 wat ek op gaan wys. So, wanneer daar ook gepraat word van Jesus kom op die wolke, of God kom met die wolke in die Ou Testament, was dit gewoonlik in oordeel. En dit is waarna daar ook verwys in die Nuwe Testament, dat Jesus sou kom op die wolke. Nou, daar is baie mense wat sê, daar was beloftes van Jesus, dat hy sou kom, sommer in die 1ste eeu, en teoloë probeer dit wegredeneer, ja, maar iemand het iets verkeerd verstaan. Wel, ek dink al wat verkeerd verstaan was die teoloë, wat nie wil glo dat Jesus het wel gekom nie, maar nie op die manier, net soos die Jode geglo het, dit gaan 'n politieke Messias wees, dit gaan 'n militêre Messias wees, en toe hy nie aan daardie standaarde voldoen nie, toe verwerp hulle hom. So verwerp ons nog steeds die koms van die Here, wat al op verskeie maniere gekom het, en ook veral in 70 na Christus, om strafgerig te hou
oordeel te hou, en ja, ons wil deesdae ook net praat oor die liefde van God en die insluiting, en ek is een van hulle, ek glo God het ons almal ingesluit in die kruis, maar daar was 'n oordeel, daar was 'n logiese gevolg van verwerping van verbond, want onthou die Bybel gaan oor 'n verbond, en God se verbondsvolk, en jy sal dit ook nou hoor en sien, as ek lees uit die skrif uit, hoe God teleurgesteld is met sy verbondsvolk, met sy vrou wat hy getrou het, wat hy uit die woestyn uitgered het, wat niks werd was, dis die woorde wat hy beskryf, hy het self hierdie volk geskep, deur sy beloftes aan Abraham. So, en wanneer die dag van die Here daaroor gepraat word, jy moet nou die taalgebruik sien, dan klink dit, hulle praat in Engels van, it's decreation language. Nou ek het gedink, die enigste woord wat vir my sin maak in Afrikaans is ontskepping. En vragies, ek gaan soek dit vandag op, en dit is ontskepping. Die ontskepingstaalgebruik, wat die teenoorgestelde is van die skepping, soos jy sal sien. En dis belangrik om te verstaan dat dit is daarom nie die materiële wêreld wat bedoel word nie. Ek glo daar's baie mense wat wag, en veral die wat wag vir 'n wegraping, vir God om ons te kom verlos van hierdie wêreld. Hulle sien die wêreld as hierdie planeet aarde. Nee, dis nie waarvan God ons wil verlos nie. God verlos ons van die wêreld, the age that's actually already past. Jy weet die eeu wat alreeds verby is, die eeu van die wet, van die vlees. Maar meer daaroor later. So God praat nie van die materiële skepping, wanneer die son sal verduister word en die sterre sal val nie. Hy praat oor die verandering van die totale politieke, sosiale en godsdienstige sisteme van 'n besondere, van 'n spesifieke land, of van sy volk Israel, of van Babylon, of van die Assiriërs, of van die Mede en Perse. Dis waarvan hy praat. So, kom ons kyk na die eerste voorbeeld. Assirië se aanval op Israel in 721 voor Christus, 721 voor Christus. In Amos 5 vers 18 lees ons die volgende. En ek wonder of dit tot 'n klomp mense gaan spreek. Amos 5 vers 18. Wie die wat na die dag van die Here verlang, of die koms van die Here verlang. Wat sal tog die dag van die Here vir julle wees? Dit sal duisternis wees en geen lig nie. So, daar was 'n waarskuwing vir die volk van Israel. Daar was iets leliks aan die kom. Daar was iets minder aangenaam aan die kom vir die volk van Israel. En dit sou kom deur God se agent. Dit sou God se koms wees. Dit sou God se werking wees, maar hy gebruik 'n vyand van Israel, die Assiriërs, ten einde hierdie strafgerig te volvoer. So lees ons in Micha, wat nog steeds oor dieselfde aspek gaan. Micha 1 vers 3 tot 4 word dit so beskryf, die dag van die Here, die koms van die Here. Want kyk, die Here gaan uit sy woonplek kom, of hy gaan uit sy woonplek uit, en hy daal neer en betree die hoogtes van die aarde. En die berge smelt onder hom, en die laagte skeur oop, soos was voor die vuur, soos water wat langs sy helling afstroom. Dit alles vanweë die oortreding van Jakob, en vanweë die sondes van die huis van Israel. Wie is die oorsaak van die oortreding van Jakob? Is dit nie Samaria nie? En wie is die oorsaak van die hoogtes van Juda? Is dit nie Jerusalem nie? Ensovoorts, ensovoorts. Ontskippingstaalgebruik, die berge sal smelt, die heuwel sal die laagte sal oopskeer, ensovoorts, ensovoorts. Geweldige sterk taalgebruik. Dit is die typiese ontskeppings, decreation language, ontskeppingstaal, om hierdie oordeel van God, hierdie dag van die Here te beskryf. Kom ons gaan na die tweede een toe. Babylon teen Jerusalem in 586 voor Christus. Lees ons in Jeremia, met so 'n paar bladsye terug, Jeremia hoofstuk 4, vers 23 tot 26. Luister nou weer eens na hierdie ontskippingstaalgebruik. Ek het na die aarde gekyk en dit was woes en leeg.
Klink dit bekend? Ook na die hemel en sy lig was daar nie. Ek het na die berge gekyk en hulle het gebewe en die heuwels het geskud. Klink soos 'n aardbewing, as ons alles materieel, maar dit was 'n aardbewing, want berge is koninkryke en heuwels is ook koninkryke en volke. Alles word geskud, wat geskud kan word, maar dit is nie noodwendig fisies nie. Dis meer polities en sosiaal en godsdienstig. Ek het gekyk en daar was geen mens nie en al die voëls van die hemel het weggevlieg. Ek het gekyk en die land van tuine was 'n woestyn en al sy stede was afgebreek voor die Here. Voor sy toorn gloed. Want so sê die Here, die hele land sal 'n wildernis word, alhoewel ek daar geen einde aan sal maak nie. So as 'n belofte die land sal bly, maar basies dit wat die land bewoon en die land maak wat dit is, sal verwyder word. So is nog 'n voorbeeld van hierdie ontskeppingstaalgebruik, wat nie materieel, dit het nie materieel so gebeur nie, maar daar was geweldige skuddinge in die politieke sisteem, in die godsdienstige sisteem en sovoorts. Dan Babylon teen Edom. Hierdie een is nogal 'n baie goeie voorbeeld van wat ook die taalgebruik was rondom 70 na Christus. 583 voor Christus was daar het God vir Edom gewaarsku, die Edomiete van nageslag van Esau. En die Babyloniërs was die agent in God se hand, die werktuig wat sy oordeel sou voltooi. So ons lees in Jesaja 34 die volgende, in vers 4, 5, 8, 9, soms so 'n paar verse. En al die leerskare van die hemel vergaan, en die hemel word in mekaar gerol soos 'n boek. En al sy leerskare val af soos 'n blad van die wingerdstok afval, en soos vye afval van die vyeboom. Het dit fisies so gebeur, in hierdie strafgerig, in hierdie oordeel van God oor Edom? Nee. Maar daar was geweldige skuddinge in die politieke, sosiale en godsdienstige stelsels en sisteme. Sien ons nie baie daarvan vandag nie. God is nog steeds dieselfde God. Jesus is dieselfde gister, vandag tot in alle ewigheid. Dit beteken nie ons is nou in die laaste dae nie. Ons is definitief in die laaste dae van, sal ek sê, die wêreld soos ons dit ken. 'n Wêreld waar magte, kragte en owerhede nog steeds te veel invloed het, wat hulle vir 2000 jaar al eintlik nie moes gehad het nie, want ons as kerk van Jesus Christus het nie die evangelie verkondig nie, ons het nie die volle evangelie verkondig nie, ons verstaan nie dat ons reeds konings en priesters is saam met Christus nie. Ja, individue hier en daar, maar as korporatiewe entiteit, as 'n korporatiewe liggaam, moet die Christus kerk, die Omega man, opstaan en begin om beheer saam met Jesus uit te oefen. Ons is geroep, die aarde is die Here se, en ons regeer saam met Jesus in hemelse plekke. En Jesus wag totdat sy vyande gemaak is 'n voetbank van sy voete. Nou gaan ek alweer te lank aan, maar ek wil net gou lees hierdie paar verses, waar was ons? Vers 4, vers 5, En al die leerskare van die hemel vergaan, en die hemel word in mekaar gerol soos 'n boek, en al sy leerskare val af soos 'n blad van die wingerdstok afval, en soos vye afval van die vyeboom, want my swaard het dronk geword in die hemel. Kyk, dit kom af op Edom, en op die volk van my banvloek om geoordeel te word. Die swaard van die Here is vol bloed. Ons sien dit in Openbaring ook, dat die prins of die ruiter op die wit perd, het is swaard en jy weet, sy klere is vol bloed en die swaard is vol bloed. En dit is geweldige grafiese taalgebruik ten einde God se oordeel oor dit wat skeiding maak tussen hom en sy skepping, tussen hom en sy nuwe skepping veral, maar tussen hom en sy doel met die mensdom. Dis waaroor dit eintlik gaan. Dit gaan nie soseer oor die mense as sodanig nie, maar ons sal dit meer uitlig in die toekoms. Dan val die buffel saam met hulle en die jong stiere saam met die stiere, en hulle land word dronk van bloed en hulle stof versadig van vet, want die Here hou 'n dag van wraak.
'n jaar van vergelding in die regsaak van Sion, ensovoorts. Weer geweldige sterk taalgebruik. En so 'n bietjie kontra die liefde van God. Jy weet, ons moet dinge in perspektief sien. Ek is nie hier om die evangelie te verander. Die evangelie bly goeie nuus en die evangelie bly oor die insluiting van alle mense in dit wat Jesus gedoen het en dat almal met God versoen is, dat hulle moet aanvaar. Maar daar is 'n oordeel oor dit wat hierdie evangelie, hierdie goeie nuus blokkeer. Mindsets, denke, ideologieë, filosofieë, politieke beleide, alles wat skeiding maak tussen God en mens, alles wat God se mens, God se skepping bedreig, sal onder sy swaard deurloop. En deel van daardie deurloop is die swaard wat uit ons mond uitkom, want ons het die swaard van die Gees, as ook die skild van geloof. Nou, die laaste een. Dis nou alles Ou Testament. Nou kan jy vir my sê, ja, maar dis Ou Testament. Wat van die Nuwe Testament? Wat van 70 na Christus? Dieselfde taal gebruik. Jesus het gesê, ek kom op die wolke. In Matteus 24, laat ek gou 'n bietjie daar lees. Matteus 24, die baie bekende Olivet Discourse, die rede op die Olyfberg. En algemeen aanvaar Bybelvertalers en Bybelkommentators Matteus 24 as verwysende, behalwe die dispensasie ouens, wat dit ook sien as dit gaan oor Jerusalem, en dit is baie duidelik. Jesus sê uitdruklik, nie een steen van hierdie tempel, want die disippels het gesê, kyk hierdie pragtige geboue, Here, dis aan mooi. En hy sê, ja, maar ek sê vir julle, nie een steen sal op die ander gelaat word nie. En dan sê hy, baie belangrik, en hierdie geslag sal nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie. En hy bedoel die geslag voor hom. Nou, dis nou waar die breingymnastiek inkom, en die inlegkunde inkom van dispensasiemense en futuriste wat sê, ja, maar eintlik is daar 'n oorgang op 'n stadium, praat Jesus daarvan, maar dan die disippels het ook ander vrae, wat is die tekens van die einde, aan die einde van tyd, ons weet nie, 2000, 5000, 20.000 jaar, en dan, een van die argumente wat ek hoor is Jesus, toe hy sê van kyk na die vyeboom, en as jy sien dat hy bot, dan maak hulle van toepassing om 1948 toe Israel 'n land weer geword het, en ek het dit ook op 'n stadium geglo, ek is jammer om te sê, totdat ek bietjie meer navorsing gedoen en gesien het, maar dit was eintlik 'n skepping van 'n politieke stelsel, die Balfour Verklaring in Amerika en Brittanje, en ja, daar's blykbaar ook Rothschild was agter dit, maar ek wil nie te veel daaroor sê nie. Die feit is net, as dit Israel was, as 1948 deel was van God se kalender, sou Israel tot bekering gekom het, maar dit was nie 'n bekeerde Israel. Al beloftes vir 'n herstelde Israel, was vir 'n Israel wat getrou geword het aan die verbond, wat teruggekeer het na God. En ons weet Israel is 'n ateïstiese staat, is 'n sekulêre staat, maar 'n klompie godsdienstige mense, baie wetties, en jy mag blykbaar nie eers Jesus preek in Israel nie, verstaan ek. Ek mag verkeerd wees, maar ek verstaan jy kan in die tronk beland. So, Matteus 24, vers 29 sê Jesus onder andere, waar is hy nou? En dadelik na die verdrukking van daardie dae, jy sien, dis die groot verdrukking, maar ons praat meer oor volgende keer. En dadelik na die verdrukking van daardie dae sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskit word. En dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf, en die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. En hy sal sy engele uitstuur, ensovoorts, en dan leer van die vyeboom, en so aan. So, ook vir baie interpretasies, maar meeste Bybelkommentare is dit eens, kommentators, dat hierdie gaan oor die verwoesting van Jerusalem, en God se strafgerig oor die logiese konsekwensie van verbondsbreek met sy vorige volk, met die vleeslike Israel. 1 Thessalonisense 5, ek wil net daardie versie met die lees, en dis die laaste enetjie, ek is alweer te lank aan die gang, ek wil hierdie graag in 10 minute gedoen het, man, ja, happy days.
1 Thessalonicense 5 vers 2 tot 4 sê Paulus, maar want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle soos die barensnood 'n swanger vrou en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Actually, laat ek eers gou vers 1 en 2 lees. Maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat julle geskryf word nie, want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle soos die barensnood 'n swanger vrou. Maar julle broeders is nie in duisternis dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. So daar was hierdie ernstige waarskuwing aan God se volk dat daar iets gaan gebeur, en dit is dwars deur die Nuwe Testament so. En as julle hierdie dinge sien gebeur, vlug na die berge ensovoorts ensovoorts. Dit sluit alles hierby aan. Maar dis 'n interessante uitdrukking, die dag van die Here kom soos 'n dief in die nag. En is net die kinders van die lig wat dit weet, wat gereed is daarvoor. Want ons weet nie presies. Ek en Marita het een aand geslaap, en dit nogal in Engeland, dit was nie in Suid-Afrika nie. En ons het in 'n duplex, en ons het bo geslaap, en alles was gesluit sover ek kon onthou, die vorige aand nog gebraai, maar op 'n manier het iemand ingekom. En ons het rustig geslaap. Die volgende oggend toe ek opstaan, toe sien ek, maar hier's dinge nie lekker nie. 'n Tas van Marita, of 'n tas van my het daar buite gelê, en toe kom ek agter met hulle het op 'n manier die skuifdeur oopgekry. Maar in elk geval, terwyl ons heerlik geslaap het. Nou dit is vir my tipies, 'n dief, hy kom soos 'n dief in die nag. Jy weet nie watter uur nie, want dan sou jy mos nou opgesit het en hom ingewag het. Maar jy kan die volgende dag die teken sien. En ek glo dit so die koms van Jesus was, ook in 70 na Christus. Hy het gekom op die wolke in oordeel. Dit was ook volgens sommige die teken in die hemel, dat Jesus is werklik koning. Hy is getrou aan sy woord, hy het gesê hy gaan kom, en hy het gekom. En hy het gekom, en hy het 'n einde gebring aan die ou verbond, sigbaar, tasbaar, en hy daar die hele ekonomie, daar die hele stelsel basies kom Ikabod skryf oor. En die nuwe verbond wat reeds in werking was, wat reeds in vervulling was, besig was om vervul te word, het verder in vervulling gegaan. En God het duidelik gesê, ek het nou 'n nuwe verbond, ek het 'n nuwe volk, ek het 'n nuwe vrou, ek trou nou weer, of ek is nou weer getroud met 'n nuwe vrou, en die tyd van die ou verbond is verby. So, ek hoop jy kan sien hoe dat ons nie sommer net alles so letterlik moet opvat nie, maar 'n bietjie die skrifte beter moet verstaan, dat die dag van die Here het verskeie kere gekom, Ou Testament, Nuwe Testament, en ek glo daar gaan 'n finale kulminasie wees, daar gaan 'n consummation wees, daar gaan 'n dag wees wat alles ten volle onder Christus se beheer gaan wees, en ek dink ons is besig om 'n versnelling in daardie dag te beleef, in die dag van die Here. Maar ons het 'n kardinale rol om te speel in die dag van die Here. Dis die openbaring van Christus in ons. Paulus se boodskap het betrekking. Kolossense 1 vers 27. Christus in ons, die geheimenis wat vir eeue, geslagte, profete verborge was, is nou geopenbaar. En reeds 2000 jaar gelede, ongelukkig het dit weer verduister geraak deur die owerhede, magte en kragte met subtiele verdraaiings van die skrif en veral dispensasie leringe en futuristiese lering. Maar ons het 'n kardinale rol om te speel in hierdie ontwaking van wie en wat ons in Christus is. En dit gaan baie verder as wat ons soms dink. God is baie groter as wat ons dink. Hoe groot is jou Jesus? Hoe groot is Jesus in jou? So Christus in ons is die hoop op heerlikheid. Soos wat Jesus daai berg opgestap het en sy klere begin skyn het, wag ons aktief. Werk ons saam ten einde die manifestasie van Christus in sy volk, Christus in sy liggaam te sien. Want die hoof is gekoppel aan die liggaam. Die omega man is Jesus, die hoof in en deur sy liggaam. Die aarde is vir ons as mens gegee. Die hemel is vir God, die aarde is vir ons as mens. Maar God self woon in ons. God self wil deur ons
hierdie planeet ten volle onder sy beheer kry. Ek groet in die naam van Jesus.